Kom ons lees uit Matteus 13 weer, vers 7, die eerste vers wat ons dan lees. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En dan vers 22, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dit is dan die woord van die Here, en hier praat die Here Jesus oor die gelykenis van die saaier, en hy verduidelik dan nou 4 plekke het die saad geval. Hier is by die derde plek, tussen die rotse. Hier praat hy van mense wat deel is van die geloofsgemeenskap, deel is van die kerk. Hulle hoor die woord, hulle hoor die beloftes, maar dan kom die aardse dinge en die wêreldse dinge wat die Here ook gee, wat goed en reg is. Die Here gee rykdom, die Here gee besittings, die Here gee gesondheid, hy gee vir ons kinders en kleinkinders, hy gee vir ons vriende, hy gee vir mense om ons. En dan kom die mens in sy sondigheid en hy misbruik al hierdie dinge. Dit raak al hoe belangriker vir hom. En ons hoor hier word gepraat dan van die dinge van die wêreld, die sorge van die wêreld. Wat gebeur? Ons vergeet van die Here. Ons vergeet dat hy vir ons sorg, ons vergeet dat hy daar vir ons is, en dat hy aan ons gee wat ons nodig het. As ons nie sekere dinge kan hê nie, dan raak ons moedeloos. Dan is die lewe nie meer vir ons 'n vreugde nie, dan is dit nie blydskap nie. En as dit gebeur, ons wat dalk buite staan en sien mense so optree, of ons wat self nou daarmee worstel, dan moet jy besef dat die Here nie die belangrikste in jou lewe is nie. Dat hy nie die ware vreugde aan jou gee nie, omdat jy op 'n ander plek soek. As die aardse dinge vir jou die toppunt van vreugde is, en dit word iewers skielik weggevat, dan gaan jou lewe ook in duie stort. Moenie dat rykdom jou verhouding met die Here dat skade ly nie. Moenie dat die eie ek daartoe bydra nie. Moenie afgoderry pleeg deur jouself op 'n troon te sit en die Here Jesus eenkant toe te skuif nie. Die evangelie woord is verkondig. Luister na daardie woord. Hoor wat die Here vir jou sê. Moet dit nie verwerp nie. Wanneer daar swaar kry kom, of wanneer die Here in sy genade en sy voorsienigheid aan jou goed gee, besittings gee, of rykdom gee, of gesondheid, of voorspoed, of 'n groot gesin, of 'n groot familie, moet dit nie vanselfsprekend aanvaar. Maar weet dit kom uit sy hand uit. En weet, hy sorg vir jou, en hy is altyd daar vir jou. Bid tot die Heilige Gees dat jou oë so oop gaan om te sien, maar dit gaan oor die Here wat getrou is en sy woord nakom. Dien die Here met jou rykdom, met jou besittings, met dit wat jy het. Hou vas aan die beloftes van die Here dat hy sal aan jou gee wat jy nodig het. Wanneer daar verdrukking kom, wanneer daar probleme kom, wanneer daar beproewinge is, sal die Here jou nooit vergeet nie en nooit jou verlaat nie. Die saad is gesaai, die evangelie woord. Hou daaraan vas. Vertrou op die Here en vertrou op sy getrouheid. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan hoor reg deur die Bybel dat U getrou is en dat U versorg. Dankie vir alles wat U vir ons gee, al die gawes. Dankie vir ons besittings en dankie ook vir rykdom. Dankie vir ons geliefdes. Gee dat daardie dinge nie vir ons die belangrikste in die lewe sal wees nie. Dat U die belangrikste is. En dat ons onthou, dit kom uit U hand uit. U gee aan ons wat ons nodig het. U gee dat ons nie ons lewe sal bou op aardse dinge nie, wat ons lewe sal in duie stort. Gee dat ons sal hoor en sal lewe. Ons bid dit
in die naam van Christus. Amen.